Hallo en welkom terug by nog 'n episode van Anna Wolf in the Cabin. Vandag sit ek met iemand wie se storie nie gaan oor roem, prestasie of 'n perfekte beeld nie, maar oor oorgawe. Waarheid in 'n lewe wat heeltemal verander is deur een persoon, een being, en dit is Jesus Christus. Sy was eens deel van 'n wêreld waar ligte helder skyn en applous hard klink. 'n Wêreld wat baie beloof, dit weet ek verseker, maar min kan bou. En tog, in daardie ruimte van sukses en sigbaarheid, het daar 'n stilte begin groei, 'n honger wat niks en niemand kon vul nie. Hierdie gesprek is nie 'n vertoning nie. Dit is 'n getuienis, 'n eerlike kyk na wat gebeur wanneer 'n mens ophou om vir die wêreld te lewe en begin om in gehoorsaamheid aan Jesus te wandel. Cherie Coetzee, welkom by Anna Wolf in the Cabin. Baie, baie dankie. Dit is so 'n voorreg om hier te wees. O nee, die voorreg is absoluut myne. Dit is wonderlik om jou hier te hê. Ons het nogal 'n interessante history. Ek ken jou deur my man en my man is 'n skrywer en 'n direkteur vir films en dit is hoe ek jou ontmoet het en dit gaan my obviously nou aan die begin van hierdie gesprek kan help om die luisteraars 'n bietjie van 'n to paint a picture of how it is that I know you. Maar voordat ek daarop ingaan, vertel ons bietjie van jouself en wat jy gedoen het voordat jy daai besluitneming gemaak het om oor te gee aan Jesus. Weet jy, my pad met Jesus kom al 'n baie, baie, baie lank pad. Toe ek klein was, as ek grootgemaak, ons is NG Kerk toe. Jy weet, dit was 'n baie belangrike deel van my lewe toe ek jonk was. Dit was baie belangrik vir my ouers dat ek en my broer verstaan hoe belangrik dit is om God in jou lewe te hê. En ek was baie na aan God. Ons was in Johannesburg gewees, toe trek ons Magaliesburg toe en ek was nog altyd eintlik 'n skaamkind gewees, behalwe as ek nou drama voor my ouers gedoen het of my maatjies of so, maar ek was Jessie, hoe kan ek sê, ek was maar baie konservatief gewees. Ek het baie konservatief groot geword. En toe kom daar 'n stadium wat ons nou toe Magaliesburg toe getrek het en ek kom toe, hoe kan ek sê, toe ek 13 was, het ek 'n oorval gehad by die laerskool wat ek amper verkragt was. Mhm. En dit was die eerste keer toe ek begin besef het dat die wêreld baie groter en leliker is as wat 'n mens dink. Mm. Nou met dit het ek aangegaan met my lewe en goed, maar toe ek 'n matriek of toe ek in standaard 8 gekom het, toe het ek nog altyd 'n veearts gewees het eintlik. Ek was baie lief vir drama gewees, maar ek wou veearts gewees het en my heel eerste liefde was musiek gewees. Ek het klavier gespeel. Ek het in hoërskool eintlik oor see gegaan om klavier te gaan speel. Dit was 'n baie groot liefheb van my, maar ons het toe besluit saam met my ouers dat drama is waar ek die meeste aangelief voor is en toe gaan ek Proartheid toe in Pretoria. En daar het ek in die koshuis gebly en toe daarna toe het my ma 'n woonstel gekry wat ek en 'n vriendin in gebly het, 9 matriek. Was ek toe al klaar op my eie in 'n klein woonstelletjie waar ek skool toe kon loop en my ma het party naweke kom kuier en anderstens het ek nou maar plaas toe gegaan. En toe ek in matriek was, toe kry ek die geleentheid om in 'n show te wees, in 'n toneelstuk te wees wat van oorsee af gekom het en hulle wou gesien het hoe verloop het in Suid-Afrika met 'n bekende aktrise. En die bekende aktrise, ek was toe deel van die cast en ons het gegaan na feeste toe in Suid-Afrika en met dit was hulle toe baie gelukkig met my en hulle sê toe vir my ek moet saam met hulle gaan om met die original cast na Amerika toe. Maar een van die Wow. hoofaktrises, se man het my soos 'n jy weet, hy was soos 'n pa, terwyl ons geoefen Mm. het in Suid-Afrika, goed, hy was verskriklik, um, spelerig en oulik en net nice met my en al hierdie dinge. En toe ons eventually in Amerika kom, het ek met die mense gebly terwyl ons nou hierdie toneel gedoen het in Fort Lauderdale. Mm. En dit is toe ek gemolesteer was deur hierdie aktrise se man. Hm. Nou sit jy in 'n situasie wat jy
18 is, jou maale is nie daar nie. Jy is oorsee vir hierdie ongelooflike geleentheid. Jy is so lief vir hierdie aktrise. Jy kan nie vir haar sê, dit is wat besig is om aan te gaan nie, of dit is hoe ek gevoel het. Ja. Ek het gevoel, ek kan nie haar seermaak nie. Jy weet, dit moet iets wees wat ek verkeerd doen of wat ook al. Maar met dit, die Here het my so beskerm, dit het nooit so ver, dit was gevattery en goed, maar dit was nooit enige penetrasie of iets om nou, jy weet, om dit nou duidelik te stel nie. Die Here het so na my gekyk, stoksel alleen daar in Amerika. En ek het die toneel gedoen en toe ek terugkom, was ek baie gevra hoekom ek nie in kontak met hulle bly en goed nie, maar dit was die keer toe ek ook besef het, die industrie en mense om jou en groot mense, is nie noodwendig net mense wat jy kan vertrou nie. So, met dit het ek toe na die Technikon toe gegaan, na matriek om drama te swat, maar oor dit wat met my gebeur het, daai trauma het toe baie met my geloop. En ek het van laerskool af, ek onthou 1 jaar in laerskool, ek het in laerskool al in graad 1 klavier begin speel en ek het blokfluit gespeel en ek het gedigte gedoen en ek dink ek was 10 of 11 toe het ek iets soos 23 items gedoen by die uitstate. Wow. En ek het eintlik shingles gekry van dit. Wow. Ja. So, dit het op 'n vroeg ouderdom gewys dat my angs en my depressie en goed was al 'n groot probleem al toe ek klein was. Ek het dit nie verstaan nie. Ek was ook een van die jong kinders wat myself gesny het. Jy weet, ek het deur sulke goed gegaan, maar ek wou acting doen, maar op dieselfde tyd het ek nie 'n klou gehad wie ek was nie, behalwe dat ek lief was vir die Here, maar ek het begin dwaal want ek kom van 'n plaasskool af wat ons oor die Here praat in pouse en ons het daai, jy weet, ek kan nou nie eers onthou wat hulle dit genoem het nie in die ou dae wat ons pauses daai klassies gehad het, die Bybelstudie klassies wat jy kon bywoon. En toe ek pro-artheid toe gaan, was dit vol liefde en die kinders was interessant en als, maar ons het nie noodwendig oor die Here gepraat nie. Daar was verskillende religions, jy weet, en dit het as ek 'n positiewe ding gesien, want hier het ek nou, was ek blootgestel aan al hierdie verskillende kinders. Wie is ek om te oordeel? En met dit het ek meer ook gemakliker geraak om minder oor God te praat en maar net lukewarm half te wees. Te weet ek glo in God, maar hy's daar en hy sal na my kyk en so sal dit nou maar aangaan. En En met Shirley, as dit ek jou net daar in die rede kan val, skus man, ek wil net hierdie punt verstaan. Hoe het jy gekoop? Hoe het jy jy het gesê jy was in Amerika, dit gebeur met jou, jy weet jy's ongelooflik jonk. Jy is omring met mense wat jy half na opkyk. Wat het jy na toe gedraai in daai oomblikke van ongemaklikheid en watter tipe dialoog het in jou kop aangegaan om half te self-soothe in 'n manier? weet jy, ek dink dit is die ding met my verhouding met God, dat ek was baie hard op myself en ek het gedink omdat ek nie die hele tyd bid nie, omdat ek nie die hele tyd oor God praat nie, omdat ek dinge noodwendig nie doen wat Christelik is nie, kan ek nie by daai tafel sit nie. Maar op dieselfde tyd het ek tog na hom toe gegaan met dit. Jy weet, dis presies my punt. Al gee jy nie aandag aan God nie, hy verlaat jou nie. Hy was daar. Dit is die enigste manier hoe ek deur dit gekom het, want ek het nie toe teruggekom en vir my ouers die hele storie vertel nie. Ek het 'n skaam gekry. En jy weet, ek het gevoel, Jessie, net nou glo mense my nie. Jy weet, net nou. Kom ek bly net eerder stil. Jy weet, ek het gevoel, ek dink hoe ek het gesien het op daai oomblik was dat daai man het seer gehad. Daar was Wow. iets fout met daai man en ongelukkig was ek daar en dit het gebeur. Maar dinge gebeur soos dit en jy moet aanbeweeg. Jy weet, almal om my het aanbeweeg en ek het ook toe nou maar saam met dit aanbeweeg, maar ek dink it was the grace of God. Jy weet, maar obviously het my depressie en my vertroue en ek was bang vir die industrie. Toe al van die begin af was ek bang van, jy weet, hoe baie gaan dit in die industrie gebeur? Want almal praat oor dat dit 'n ding is, maar totdat dit nie met jouself gebeur nie, dink jy nee man, dis net in Hollywood of dis net, jy Ja, weet, dis nou net daai ou, hy het nou net seer ja. gehad en you were at the wrong place at the wrong time kind of thing. Om Ja, as jy verskonings maak.
Ja, ek het absoluut verskonings vir hom gemaak. Dit is maar wat ek baie gedoen het. Jy weet, ek het altyd myself tweede gesit en altyd mense eerste gesit, want ek was so ongelooflik lief vir mense en ek wou altyd ek wil nie sê ek is 'n people pleaser nie, want ek het dit genuine uit my hart uit het dit my gelukkig gemaak om te weet ek maak mense gelukkig, ek is daar vir hulle, ek verstaan hulle. Jy weet, ek kom van 'n familie uit wat dalk goed by die huis was wat ons nie oor kon praat nie. En ek was geleer dat baie goed word te geheim gehou. En jy weet jy werk met dit ook nou maar. Jy leer dat van die seer gaan jy hê en God gaan daarvan weet, maar jy kan nie dit net oorvertel vir almal nie. Jy moet leer om dit te kan hanteer op jou eie. En ek het dit maar net Mm, seker maar van 'n vroeg ouderdom af geleer. mm. Ja. En what kept you going? Jy sien hoor, ek dink dit was maar net omdat ek nog altyd gesmag het na om te doen wat God wil hê ek moet doen. En dit mag dalk nie so lyk as 'n mens kyk na my verlede nie, maar ek was verskriklik verlore geweest en ek het God oral gesoek. En nie God nie, ek het gedink ek soek God, maar ek het eintlik maar net jy weet aangaan toe ek by die tegnikon was nooit 'n drinker of iets nie, maar later aan het ek verskriklik dagga begin rook want dit het met my angs gehelp. En dan hardloop jy na weer eens nie na God toe nie. Jy gebruik iets om beter te voel en daai iets word 'n afgod. Maak nie Mm, saak wat dit is nie. Ek bedoel, ek het vriende gehad wat baie ander dwelms gedoen het en goed wat hoe kan ek sê, ons sal nou sê baie erger, maar sonde is sonde en enigiets wat 'n gap maak, enigiets wat jou sleg laat voel wat jy doen, trek jou van God af en daai gaping wat dit maak, dit mm, is die sonde want dit is waar jy kans gee vir die duiwel om in die middel in te kom tussen jou en God. So mm, al maak nie saak hoe min dit was nie, ek bedoel, ek was al verslaaf aan 'n rescue remedy. Ek was mm, so depressed, ek was op medikasie en goed, maar daar was op 'n stadium in my lewe wat ek seker 8 joints 'n dag gerook het en ek het jy weet dan eet ek rescue remedy het 150 tablette in drink ek eet ek kou ek dit so sweeties soos 3 bottels in 'n dag. mm, mm. Ja. Verstaan jy? So jy Ek het ek het al deur so baie goed gegaan met God en hy was daar en hy het vir my gesê, jy weet alles wat jy doen, doen jy in sirkels. Jy beweeg nie vorentoe nie, jy beweeg nie agtertoe nie. Jy bly in 'n stagnerende plek waar jy gemaklik is om jou emosies te nam en nie vorentoe beweeg nie oor vrees. Vrees wat God vir jou beplan het, vrees wat die duiwel aan jou gaan doen as jy daai planne volg. Um Jy weet my hele lewe met die angs, die duiwel het verskriklik baie met my daarmee gespeel. Dis eers later nadat ek geswat het, toe ek bakgat gedoen het en ek ontmoet vir Ja. Henk. Jy weet Mm. dit was 'n groot deurbraak vir my. En God So het vir vir die my luisteraars spasie gegee. So vir die luisteraars wat so Henk Pretorius is 'n direkteur en 'n skrywer en hy het 'n paar jaar terug 'n fliek geskryf met die naam Bakgat. En Bakgat was soos nou ek sê I say this without trying to sound biased, maar in my humble opinion is dit die fliek wat die Suid-Afrikaanse filmbedryf heeltemal verskuif het en propelled it into a direction where a lot of filmmakers actually dis asof hulle visie oor hoe om flieks te maak. Dit was 'n groot verskywing. En Henk was definitief responsible vir daai beweging. Maar dit is waar jou werk as 'n aktrise Cherie ingekom het en dit is hoe ek jou leer ken het. En eerstens net om bietjie op jou loopbaan te fokus. Ek was 'n baie groot fan van jou werk. Ek was mal oor jou gesig. Dis waar dit begin het. Ek was mal oor jou gesig en jou styl en die manier hoe jy jou lyne oorgedraai het uit die kamera en jy was net hierdie anomaly. Jy was hierdie you had the X factor soos hulle sal sê. En jy weet soos wat jy die storie vertel, dit daar's nog steeds 'n hartseer in my just because I can relate so much to it wanneer jou drome, jou liefde vir musiek, hierdie droom wat binne in jou wakker geword het om kreatief te wees, om op die verhoog te wees, om voor 'n kamera te wees, om
om daai God-given gift te hê. En dan soos wat die jare aanloop, dan begin die lewe gebeur, and that Ja. means, being in contact with other individuals who are not on the same path as you, en ongelukkig in daai Hollywood bedryf en in daai akteurweesbedryf is dit half die normaal, om daai tipe donkerheid te experience. Ja. En hopelik, ek probeer positief ook hier wees terselfdertyd. Ek dink baie meer van hierdie donker stories het tot lig gekom. Ek dink dit is waar social media nog hulle anker vir baie mense kon gewees het, om te kan sê, hoorie so, ek gaan terugpraat op hierdie en hierdie individual. So, justice is steadily being done. So, as ons nou, kan ek dit gou 'n bietjie daar stop met die hele bakgat ding? Kan jy Ja, vir die help luisteraars my, ek just spring net so rond hierso. Ek praat net, jy moet vir my lei. nee, nee, Ja. so let's set it up there. Vertel mense van jou experience met die fliek Bakgat. Dit was een van die grootste blessings wat ek in my lewe gehad het. Kom ek sê dat God het my in my loopbaan vir my spesifieke geleenthede gegee. Ek het vir baie audisies gegaan wat ek nie gekry het nie. Maar die wat ek wel gekry het, kon ek sien was geskenke van God af, want dit was net oomblikke van spesiaalheid, soos Bakgat. Wie ooit, ons het nie gedink dit gaan so opblaas nie. Jy weet, ek was by die Technikon, ek het klaar geswat en ons vind uit, ons kan nou gaan audisie vir hierdie movie en ek ontmoet vir Henk en ek het nie eers vir die hoofrol oorspronklik gegaan nie, maar hulle het my toe gevra om terug te kom en vir Katrien te lees die rol wat ek toe nou gekry het. Maar dit was net ongelooflik en ek dink die ding is, jy weet, Henk het my so gedra. Henk, he reassured me dat daar mense is waar jy mee kan werk en dit is veilig. Dit gaan nie altyd so wees nie en dit is wat Henk vir my was. Toe ek in die industrie kom en ek het nie geweet wat om te verwag nie. Jy weet, hy was meer as 'n regisseur, hy was 'n vriend, hy het ons almal bygestaan, ons was almal in hierdie groep wat net ons beste wou doen vir hierdie fliek en ons was almal nog, wel ek was nog lekker nat agter die ore, so ek het Henk ook maar lekker sy dag gegee. En met my insecurities en al my goed, maar hy het vasgestaan en hy het my deur dit gelei en jy weet, ek sal altyd trots wees op Bakgat, veral omdat ek net voordat ek die Technikon verlaat het ek 'n toneelspel gedoen. Dis ek aan haar voordat dit in 'n fliek in verander was, het ons Anel Bester, sy het die boek gevat en sy het jy weet 'n play geskryf en ons het dit gaan perform by die kunstefeeste en ons het so goed gedoen daarmee. En dit was eintlik my hart, jy weet, ernstige goed. Jy weet, I wanted to be an actor. Ek wou op die op die tyd gegaan het en gehuil het en jy weet, heavy, ek wou net ernstig want En ek gaan dit sê, jy het dit. En ja, daar's baie verskywing in jou lewe nou obviously oor die jare, maar dit is nog steeds in jou. Jy weet, daai ability om te kan transcend en stories te kan vertel en nee, jou werk is fenomenaal, Sherry. Ek waardeer dit. Maar dit is, weet ek, en dit was, ewen nou as ek terugdink, jy weet, dit is so moeilik, want enige akteur, jy wil altyd beter gedoen het, of veral nou dat ek weer met die Here stap, besef jy ook, Jesus, as ek net saam met die Here deur het gegaan het, imagine, jy weet, hoe sou ek toe deur het gegaan, maar, Wow. jy weet, dit is totaal en al twee verskillende goed wat ek in my kop sien, as ek so daaraan dink. As ek elke oggend opgestaan het en ek het met die Here gebid en ek het saam met hom gegaan en ek het my lyne en ek het myself gebid dat ek nie angstig is nie en dat hy saam met my deur het gaan en dat alles wat ek doen, jy weet dat hy my vul daarmee, want I mean, dit sou baie geld bid, maar ek het dit nie so gedoen nie. En dis nie asof daar is nie asof al ander akteurs, is nie asof niemand oor die Here in die industrie gepraat het nie. Ek bedoel, dit is waar dit vir my moeilik was, want ek het vriende gehad wat akteurs was, wat hulle was Christelik en hulle het oor die Here gepraat, maar hulle het op dieselfde tyd as hulle geparty het hulle gedrink en goed, waar ek was nie weer 'n drinker nie, but I was a stoner. En dit was nie okay nie, daai tyd.
nie vir almal nie, dit was nie vir almal okay nie. Jy weet, jy was 'n bietjie dit was 'n ander tipe kuier daai. En ek het ook gesukkel met om lief te wees vir God, maar alternatief te wees. Jy weet, om Oh, van wow, boikot toe te kan ons hou. daar praat? Nou Daai is iets wat ek daai is 'n grootliks groot gesprek kan daai. mee relate. Dis 'n Um, moeilike dis 'n moeilike sure. plek om jouself te vind, want Mm, jy's te konservatief vir die mense wat ateïs is miskien of alternative is, en jy's nie Christelik genoeg vir die ander mense nie. So jy bevind jouself waar jy lief is vir God en hy het jou gemaak soos wat jy is, maar hoekom wil jy hierdie intens poetry lees en hierdie swaar kry en hierdie donkerheid wat party mense dink is nie goed nie, maar jy besef nie dat daai diepe water, stille grond, dit kom van 'n plek af wat God jou sal gebruik. Maar as jy jonger ja, is, dink jy daar's iets fout met jou. Hoekom mm, wil jy daar wees? Hoekom wil jy van donker goed hou? Hoekom wil jy alternative mm, musiek luister? What is that about? Um Jy weet, en dan is dit baie confusing sommer van die begin af. Jy weet, toe ek my belydeniskamp en alles gedoen het, ek was so reg om die Here te dien en alles. Ek bedoel, God het vir my dadelik gesê ek moet my boyfriend los, wat ek wat ek ook nie gedoen het nie. En dit was ook 'n terrible storie geweest. Ek gaan nou van die path af, maar jy weet, dit het ook nie goed uitgedraai daai vir my nie. Jy weet, die eerste keer toe ek met iemand geslaap het, was op 'n vloer van 'n karavaanpark. Waar ek gelê en huil het en dis nie iets wat ek regtig wou doen nie, maar ek het deur dit gegaan. mm, Um, Jy weet dit is hoe ver jy kan gaan om te probeer normaal wees en te probeer inpas en te probeer ja. sê jy is nie soos jy's te sensitief. Almal om jou gaan aan en almal doen hulle ding en niemand kry so seer nie, maar ek het bitterlik seer gekry en ek het myself seer gemaak oor en oor en oor. Um, D maar ek het wat dink jy skus, praat, ja. nee, nee, jy kan maar vra. Ek het Wat dink jy is dit in die vermaaklikheidsbedryf, like, wat trek mense weg van die waarheid? Of is dit, wat sê jy advies daar wees vir iemand wat baie graag in die entertainment industrie wil wees? Jy weet, musikant, akteur, what is your advice? eers hoor. As jy besluit God is jou nommer 1, there is no way around it. Jy moet in die industrie by dit stiek. Soos ek nou gesê het, ek wens ek het hou aan bid. God is saam met jou in dit. Dit kan nie separated wees nie. Um, jy weet, bid oor alles wat jy doen voordat jy dit doen. Vra God vir jou advies. Vra God om vir jou te lei met alles wat jy doen in die industrie ook. Want jy kan vinnig jouself verloor en jy kan jouself vind waar jy so lank so loop en jy besef dit nie eers. Um dis ja, ek weet nie, die grootste advies wat ek het is as jy nie by 'n plek kan sit en jy kan nie Here saam met jou daar hê nie, jy kan nie saam met Jesus daar sit nie, jy kan nie met hom deel nie. Hy kan nie saam met jou in dit wees nie, dan moet jy eerder nie daar wees nie of jy moet dit eerder nie sê nie, maar dan is daar iets fout daar. So Ja, om 'n jy weet, oomblik te vat en ja, met hom te praat ja, daaroor, as ja. jy jou musiek kan speel met Jesus en wat gaan Jesus daarvan dink? Gaan jy hom Mm, nooi om jou movies te kyk? Gaan jy trots wees daarop? Jy weet daar dit is 'n groter gesprek as dit, want ek bedoel ons kyk nou na kunsvorme en wat is okay vir elke persoon. En dit kom op die einde van die dag ook oor elke persoon se verhouding. It's not about Christianity and religion en noodwendig wat die kerk vir ons geleer het nie. Dis jou one-on-one verhouding met God. En hy wat jou ken beter as enigiemand en jou hart en jou begeertes en wat jy op die einde van die dag voordat jy doodgaan, wat wou jy behaal het? Hy ken al daai. En dit is waar jy moet vind en daar kan hy saam met jou stap. Maar jy sal moet vir hom luister want jy gaan vertroue in hom moet sit. Ons hou aan daai vertroue terugvat of probeer beheer. Um jy weet dis iets wat ek sal sê ek vertrou die Here, maar as ek nie iets kry en dan verstaan ek nie hoekom nie en dan maar eventually dan aanvaar ek dit en later sien jy hoekom dit gebeur het of hoekom jy mm, nie daai rol elke gekry liewe het nie. keer. Ja, Hoekom was daai deur nie oopgemaak nie en dan
later besef jy weet, ek het met my tekeninge wat ek graag teken en ek het 'n klomp liedjies wat ek geskryf het op die klavier en goed wat ek gesing het, maar wat ek net gevoel het, wanneer ek voel, dit is 100% ek wat sing en die Here is besig om deur my te werk, dan sal ek reg wees. Maar jy kan ook Mm. nou nie vir ewig wag nie. Jy weet, dis waar want dis waar ek die grootste deel weer myself gevind het, was toe ek uit die industrie uitgegaan het na Bakgat 3 het ek besluit, ek moet 'n breek vat. Ek het vir 10 jaar vir my ouers gewerk, ek het bookkeeping gedoen, ek het plant propagation gedoen, ek het heeltemal uit die industrie uitgestap. En ek het eendag 'n totaal en al 'n breakdown gehad. Ek het my niggie gebel, sy het vir my gesê, "Kom na my kerk toe." Ek was in Magaliesburg op daai stadium. Ek het elke Sondag wat ek kon en toe raak dit elke Sondag het Alberton toe gery. Hm. Elke keer angsaanvalle gekry, worship gesing, langs die pad gestop, gehuil, dat die Here my die duiwel my aangeval het, dat ek nie daar kan uitkom nie, maar ek het daar uitgekom. Partykeer was ek laat, maar ek was daar. En so het ek deel geraak van die worship groep en so het ek regtig myself en my identiteit weer in God gevind. En toe ek nou heel aan die kerk behoort het en als toe het die Here vir my en Roan, my man en my seun wat ek nou het, Bjontjie is nou 7, maar hy was toe nou nog baie jonk. Ek dink hy was 2 gewees. Ek kan dit nie lekker onthou nie, maar toe het ons almal plet toe getrek sonder dat ons ooit in plet was oor 'n werksgeleentheid wat ek gekry het wat toe nie uitgewerk het nie en toe het ek 'n ander werk gekry deur daai werk en toe het ek Mm. dit was toe ek by Currency Assist gewerk het, so ek het thrifting gedoen vir tweedehandse klere. Toe het ek by Currency Assist gewerk en toe het ek vir die laaste 2 jaar nou vir 2 tot 4-jarige kinders klas gegee. So my lewe het so wild geloop, die journey wat ek geloop het en hoe God my genees het deur daai jare, is iets wat ek altyd voor sal dankbaar wees. En in daai tydperk, jy weet, het ander goed ook gebeur en ek het my pa verloor, iets wat ek altyd voor bang was. En Hm. God het my deur dit gesit. Hierdie jaar het ek amper my ma verloor en sy was bitterlik siek en ek was in en uit ICU in Mossel Baai. Dis 'n baie lang storie, maar hierdie jaar was seker die moeilikste jaar van my lewe gewees en God het my laat op my knieë gaan behoorlik. En hoe kan ek sê dit was die beste jaar ook vir my lewe want nou is ek weer terug en ek vind myself dat ek hier sit en ek praat met jou en ons praat oor God en dis net ongelooflik hoe die Here alles uitspeel. As jy Wow, sorry. Wow, as jy wow, dit wow. net toelaat. As jy dit net toelaat. Jy weet wie het Mm. gedink vir my gesê het ek gaan 2 maande terug met jou sit en praat, sou ek mos nou nooit dit gedink het nie. Um Ja, ja, en dit alles wat ek net in meer God en se meer tyd. sien. Mm. Jy moet net aanhou, maak nie saak hoe die lewe jou gooi en wat hy aan jou doen nie. Hou net aan God vas. Jy weet daai deel van die Bybel waar die vrou so gegryp het net aan die stukkie van God, Mm. net om daai bietjie want sy het geweet net dit sal haar help. Jy weet, ek sê altyd ek lewe so, ek moet so naby aan God lewe. Jy kan nie eers my gesig sien nie. My gesig is so ge-blurry in daai stuk lap van hom nie. Ek kan nie eers sien waar ek gaan nie. Dis hoe naby ek aan God moet lewe om okay te wees, want in Ja, my ek voel gesin of goed, jy dieselfde. weet, I've got 'n addictive personality. Ek kan baie vinnig van die pad afval as ek nie elke dag besluit om God te volg nie. En 'n mens Ja. dink dit raak makliker, maar dis wanneer dit jou vang. Sodra jy let go en jy besef nie hoorie, maar dis elke dag. Ons lewe in die wêreld wat hy ons nou hier gesit het om hierdie journey te lewe, maar ons moet ook onthou vir wie se wêreld is hierdie en wat is regtig belangrik en en wat ons create in art, yes, dit is belangrik, maar dit is nie belangriker as om jou lewe toe te wy aan God en jou spiritual gifts te kry. En dis wat ek vir jou gesê het as 'n persoon vir my is ek luister hoe jy sing en ek dink, "Wow, that is such an anointing voice. You know, what you can do with praising the Lord is unbelievable." Soos ek het my klavier en ek het my eie manier van sing en Here het my eie anointing, but it is completely different to what the Lord has blessed you with, jy weet? En dit is die wonderlike ding van om kinders van God te wees is om ons mekaar aan te por. Ek is nog altyd 'n groot supporter. Ek het amazing vriende en die mense wat God in my lewe gelos het, hulle doen amazing goed.
jy weet, as ek net kyk, die mense wat soos Henk byvoorbeeld en van my vriende wat reg oor die wêreld is en ek wat hier kan sit en vir hulle kan bid en support en kan trots wees om te sê, "Wow, look what they are doing with their spiritual gifts." Like, jy weet, en dit is die ding is om dit te vind en daarin te lewe en ander mense daarmee te bless. Dis my grootste ding is wat dit net weer kom op liefde. En Cherie, sê vir my, toe jy metafories gesprekke, as jy oor daai brug geloop het, toe jy besluit het, weet jy wat, ek gaan nie meer 'n aktrise wees nie. Ek gaan my lewe voluit vir die Here lewe. Hoe het daai vir jou gelyk? En toe jy oor daai brug stap, was daar oomblikke gewees wat jy was like, "What am I doing? Like, ek gaan net teruggaan. Like, I'm busy being too sensitive." Of wat was die dialoog wat vir jou ingegaan het in daai tyd? Nee, dit was 'n verskriklike tyd gewees. Ek was baie onseker gewees daaroor in die begin. En toe kom al kalmte oor my en ek het net besef dat my gesondheid is besig om te vergaan. En om en dis nie regverdig as jy in 'n industrie is en jy het al hierdie mense in die crew en almal wat daar is om jou te support. Jy weet, jy kan nie regtig dit aan mense doen nie. Jy te veel goed wat binne in jou is wat jy moet aan werk. Ek het net gevoel ek kan regtig nie meer nie. En toe stap ek uit en ek was baie alleen op die plaas en ek moes baie ook Hm. myself humble en nou sê ek soos, "Wel, een oomblik was ek daar en nou sit ek hier en ek plant plante in 'n kwekery en niemand weet wat ek doen nie. Niemand gee om wat ek doen nie. Ek's letterlik in real time hierso and I'm just Mm, living, jy weet? Um mm, en ook dit het vir my vrede gebring want dit was too much vir my die industrie. mm, Ek kon dit nie handle nie. Ewe skielik kom bakgat uit, dis hierdie groot ding en mm, mense soek jou handtekeninge in tydskrifte en ek is heavy insecure oor my looks gewees en alsnog boonop dit. Nou is jy insecure en jy voel jy moet die hele tyd mooi lyk en jy kan nie mense teleurstel met wie jy is nie. Ek is nou on the sideline, weet jy, het ek nou depressie en ek het angs en is jy in my huis en loop so jy dit gesien het. Maar voor ander mense en interviews is ek netjies aangetrek en ek is daar en jy weet ek is op vir dit, maar deep down inside I was struggling, jy weet, en jong mense wat na jou kyk, jong girls, ek sal nooit vergeet dat ek in die malls geloop het en hierdie jong meisies kom na my en hulle kyk met my met hierdie groot oë en jy dink by jouself, ek is half verantwoordelik nou. Dit klink nou nie om my ego, maar hierdie mense kyk na jou en hulle dink jy's cool en wat jy doen is cool en dit is 'n groot verantwoordelikheid. mm. Um, jy weet om na te kyk, jy weet ek was so bang dat my persoonlike lewe en my foute wat ek het en my struggles bloei oor in daai en dit discourage mense wat my ken as die karakter in die fliek. Mm. Dit was vir my Ja. moeilik omdat ek met jong mense gewerk het. Jy weet dit is dit veral met die meisies. Jy weet ek was baie bekommerd oor dit gewees in myself. Wow. Ek was nie die voorbeeld wat ek wou wees nie. Mm, Um so dit is baie goed dat ek moes aan werk en dis maar waar die genesing gekom het toe ek so alleen was en ek werk net vir my maale en baie kere wou ek teruggaan en goed en maar jy weet ek het so baie audisies wat ek nie goed gedoen het nie. Ek het so gesukkel. Ek het altyd sleg gedoen met audisies. So baie audisies wat ek dink ek kon kry in my spraak, jy weet in my Pretoriaanse ma en pa. Wat mense 'n issue mee gehad het of hoe ek gelyk het. Dit was my look was nie altyd the look nie, maar hm, I took it in stride want ek het geweet God sal vir my gee wat bedoel is vir my. As jy in 'n mm, kamer staan vol mense en ons almal is daar, God sal die regte een kies en as dit nie joune mm, is nie, daar sal 'n rede wees. So ek het baie stilte tyd gehad met dit en dis hoekom ek stilte kon kry om nie in die acting te wees so goed nie, want ek wou regtig net doen, maar my struggle was baie lank. Ek het na 'n institusie toe gegaan vir 2 weke. Ek moes leer om op medikasie te gaan. Ek was misdiagnosed met bipolar. Toe het ek swanger geraak en ek het 'n beautiful kind gekry en my lewe het aangegaan en tot vandag toe, jy weet, ek val nou nog steeds. Ek kan nie net
okay wees nie. That's why I sê ek moet naby aan God lewe die hele tyd. Maar Ja, die so met ons vrugte almal. En ja, maar sorry, die maar dis die ding is like dis een van die grootste goed wat ek op die oomblik leer is I ek het nooit verstaan wat dit beteken om 'n ware Christen te wees nie. Ja, ons is vol verskillende fasette en ons sal nooit perfek wees nie en dit is 'n ongoing relationship with Jesus and he guides us and helps us, maar um ek voel presies dieselfde, Sherry. Ek wil nie 'n lukewarm Christen wees nie. Ek wil nie sê ja, ek is 'n Christen, maar oormôre skinder ek met 'n groep vriende en val terug op my drome waar ek net it's all about self. Dis net ek. Kyk en dis nou net my kant van die storie. mm, En daarom, het ek weer nou empty gevoel deur die keuses wat ek gemaak het in my musiekloopbaan. Maar ek is 100% saam met jou. En there is no other way to live. Vir my, dis die absolute waarheid. nee, 100%. Vir my is dit ook so en dit mag dalk nie vir almal so wees nie, maar dis wat ek sê, dit is waar jou eie persoonlike verhouding met God, dit is waar jy sal sien, hoe loop jy met God? Hoe naby kan jy wees? Wanneer kan jy bietjie verder stap sonder hom? Maar vir my, jy weet, soos ek sê, daar's soveel akteurs wat van hulle loopbaan van die begin af go nie skaam was nie. Wat sê, ek is 'n kind van God, take it or leave it. Mm, En God het mm, hulle gebless en hulle het hierdie loopbane oop en nie bloot en hulle is voorbeelde. Hulle is mense wat jong mense en ander mense na kan opkyk. Hulle is inspirerend op 'n ander manier en dis wat ek moes geleer het. Ek het gedink ek kan nie inspirerend wees nie want I'm too broken. Ek het al hm, te veel verkeerd gedoen. Ek het al te donker gegaan. Jy weet, hoekom hoe daar moet iets fout met my wees want hoekom kan hierdie persoon wat ook van kleins af geleer het oor God, hoekom kan hulle deur die lewe gegaan het en al hierdie goeie keuses gemaak het en hulle het glad nie hierdie foute gemaak wat ek gemaak het nie. So what does it mm, say about myself? Waar kom hierdie lelik vandaan? Jy mm, weet wat ek mm. myself bedink het, dan voel ek sleg oor goed wat ek gedoen het toe ek in die laerskool was, dat ek dink, Wow. hoe kon ek so iets gedoen het? Hoe was ek so kind? Jy weet wat ek kwaad raak en ek breek myself af en vra vir God, maar hoekom? Hoekom het dit hoekom was ek so? En ek het 'n probleem met myself gehad om goed te let go en as jy nie goed let go nie, is daar nie plek vir God nie, want Mm, jy lewe net in die verlede en jy hou vas aan al hierdie foute wat jy gemaak het in plaas van dit te leer en ook jy weet ek word nou 41, dis die eerste keer in my lewe wat ek kan sê ek is nie spyt oor niks nie. Jy weet almal sê altyd ek is nie spyt nie want anderste sou ek nooit gekom het waar ek was baie spyt. Ek het baie mm, keer gesê ek wens ek kon teruggaan. Ek wens ek kon vir myself daar opgestaan het. Jy weet ja. ek het baie veral met my verhouding met my pa en my broer en goed hoe dit in my verhoudings met mans se goed ook oorgeloop het en ook wat met my gebeur het op 'n jong ouderdom wat my Mm, bang gemaak het en laat voel dit asof jy moet net okay wees met sekere goed waar ek is nou soos nee. Jy weet ek het kon sien dit was nie okay nie en ek moes nie okay daarmee wees nie maar ek kan nou dit oorvertel en ek kan dalk iemand wat jonger is kan my hoor en verstaan dat jy kan nie toelaat dat mense om jou vir jou sê wat jy moet doen met jou verhouding met God nie. Maak nie mm, saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak hoe jy voel nie, maar jy weet ek's nou tussen hierdie mense en ons almal lewe tog saam en ons is almal maar saam lukewarm of ons is mm, jy kan nie dit doen nie, ongelukkig. En jy gaan moet vas staan daarin. My niggie is een van my grootste inspirasies want sy het net nooit she was never lukewarm, not for a day. Jy weet wow. sy was net soos all the way. As sy by 'n werk is en hulle gebruik die Here se naam te veel, is she's out of there. En baie Wow. mense sal sê dis te radikaal, maar dit was dis haar journey met God. Wie hardloop ek na toe as ek iemand nodig het? Ek hardloop na haar toe want ek vertrou want ek weet haar hart is 100% Mm, dis selfless, dis 100% lewe sy as haar siel in hierdie liggaam op aarde om die Here te dien.
in alles Mm. wat sy doen. En dis waar ek voel, you have to find your ministry. Dis so ek nou by die preschool het ek so baie geleer en, hoe kinders my genees het en hoe ek geleer het hoe Mm. ek goed is met kinders en als en hoe ek nou in 'n volgende fase ingegaan wat ek gaan moet braaf wees en ek wil my musiek deel en ek wil sing en ek wil my prentjies deel en ek wil die liefde wat ek voel vir mense wil ek kan gebruik daarmee in my quirkiness embrace en my foute en my somtyds eerlikheid wat ek met mense goed deel wat baie keer harsh is of donker is, maar omdat ek dit klaar met God gedeel het en ek het met hom deur dit gegaan, is ek oop om dit te deel want ek kry nie skaam daaroor nie want dit is wat my gevorm het. Dit is wat my die wysheid gee om vir iemand te sê wat deur sulke goed gaan, te sê, jy weet, werk deur dit en byt net vas en bly Mm. by God. En daar Mm. is redes daarvoor en dit gaan jou sterker maak. Waarvoor is jy vandag die dankbaarste teenoor Jesus? So, sy oneindige liefde. Hm. Sy oneindige liefde, want ek kan nie vir jou sê as God my kan lief hê, kan hy enigiemand lief hê. Ek het al so baie foute gemaak. Ek het al so baie vir die Heilige Gees nee gesê. Ek het al so baie wat die God vir my gewys het en ek het net gesê, nee, ek sal nie daar loop nie. Ek gaan hierdie pad loop. Ek gaan nie verkeerde goed doen. Al weet ek is verkeerd, gaan ek dit nog steeds doen want dis my comfort en dis makliker om mee te deel en daai pad wat jy wil hê ek moet loop is te moeilik vir my. Ek wil nie deur al daai emosies gaan nie. Ek wil nie daai waarheid en ek wil nie sterker raak nie. Ek wil nie daai intieme verhouding met jou hê nie want ek is bang. Want Mm. ek moet deur al daai goed gaan om by jou uit te kom. Maar dit is wat die moeite werd maak. Dit is wat jou verhouding met God is. Dit is jou maker. Jy weet hierdie elke asem wat ek soos wat ek met jou praat, hierdie asem dis nie vir my net gegee nie. Dit kan net so weggevat word. En ek Mm. dink dis wat ons ook vergeet. Jy is nie apart van God nie. Jy is met hom. Jy is wat jy is. Ja, ja. En dit is al wat saak maak. As jy eendag Shirley, doodgaan, wat gaan jy wil in jou hart voel? Gaan jy wil ja. voel jy het dit gedoen wat voor jy gemaak is? Want jy's gekies, jy's gemaak vir 'n rede. Jy's nie gebore vir ongeluk nie. Mm. Ja. Shirley, jou storie is joh, dit het baie gewig. Dit dra ongelooflik baie gewig en dis baie inspirerend. Dit is so wonderlik om te hoor dat maak nie saak hoe donker dit geraak het nie, jy het altyd 'n klein bietjie lig aan die einde van die tonnel altyd gesien. Um, wat wat is jou as jy jou reis in een sin moes opsom van daai jonger dae af van die groot drome, the limelights, trying to find self in your dreams. Hoe sou jy dit opsom? Sjoe, yes, dis moeilik. Ek weet nie, ek dink net jou drome is in die hande van God. Jy weet, die hele pad wat ek geloop het, niks kan jou vervul nie. Mm, Niks ja, kan jou vervul nie. next. Jy weet, en ons het nie eers daarby uitgekom met my angs wat net 'n testimonie, 'n vinnige testimonie is dat as ek praat oor my angs, ek goed moet verstaan dat God het my so op my knieë gekry dat ek het deur 'n angs gehad, ek kon nie bestuur nie. Wow. Ek kon nie alleen in 'n vertrek wees nie. As ek in 'n Woolworths geloop het en jy sê vir my ek gaan gou melk kry en ek kom maar by die melk en jy is nie daar nie, dan wil ek sommer skree. Jy weet, ek het in publieke plekke uitgepaas van my angs. Ek was heeltemal ek kon niks doen nie en ek het geleer om weer te bestuur. Ek het geleer om in 'n queue te staan en nie uit te freak nie. Dit is hoe ver die duiwel jou Mm. kan dryf en jou kan vat en vir jou kan sê jy kan nie, jy's te swak. Hierdie gevoelens gaan jou oorheers. So my grootste droom vir enigiemand is net te glo wat God vir jou sit. Vat die positief, vat die liefde, die oneindige liefde. Mm. God
het so baie oneindige liefde vir jou en dit maak nie saak nie. Moenie weghardloop ook as jy foute maak nie, want dit is een van my grootste foute. Jy kan jou drome lewe, maar as jy dit saam met God lewe, gaan dit soveel groter wees en dit gaan jou vul. Daai Sure. leemte gaan jou vul, jou drome kan jou vul, maar jy moet dit saam met die Here doen. Mm. Want dit gaan ultimately dan die full experience wees, as ek dit so kan stel. Ja, Um, want dit is so waar wat jy sê. Ek glo wat jy vroeër gesê het van ek wens ek kon dit alles gedoen het met hom. Dit ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Ek wonder hoe sal my ek dink my werk se baie dieselfde gelyk het, maar ek dink as ek na 'n hotel toe gegaan het na 'n lang show of jy's op die toer en jy's op die pad vir lang ure. Ek dink die gesprekke in my kop sou heeltemal anders gelyk het. Ek dink die gesprekke met mense by die show sou anders gelyk het. Ek sou baie minder in my kop gewees het. Ek dink ek sou baie meer die industrie geniet het en dan ook om te kan die donkerheid sien vir wat dit is en dan how so almost like God would be my kompas. Hy sê vir my absolutely. gewys het, jy weet, hou terug hier, draai links, draai regs. En ek wil net gou praat oor ek weet nie of jy miskien oomblikke soos hierdie gehad het nie. Toe ek jonger was, toe as iemand vir my gesê het, soos my ouers, ja, maar die duiwel, is in die pad of die duiwel is dit, duiwels dat. Dit was vir my half 'n throwaway line. Ek het nooit verstaan dat dit letterlik is nie. Ek het altyd gedink dis net die slegte ding om te doen. Dis nie 'n Nee, actual entity wat hy wil uit nie. is om Christene te kry nie. En Ja. nou dat ek meen ek is nou die dag gebaptise, ek voel ek is 'n baie jong Christen. Maar nou dat ek so hongerheid het vir God se woord, nou begin ek baie meer die ander kant verstaan. Want as ek as ek so naby aan Jesus wil wees, ek wil verstaan wie was die duiwel? Wie is sy little minions? Wat moet ek uitkyk voor? En nou dat my verhouding so sterk is met Jesus, Jesus wys my ook hoe hy met my sal praat, deur die Heilige Gees. Mhm. En to be able to discern. So was dit kan jy relate met daai? Het jy oomblikke soos dit ook gehad? Okay, so ek het 'n storie, ja. So, toe ek my belydenis gedoen het, dis toe ek nog baie eers ek was heavy konservatief, ek was soos Jesus all the way, ek was soos heavy. Glad nie skaam daaroor nie, jy weet, ek was net 'n all in Jesus en freak basies. ek Ek was en jy is maar nou heavy. Jesus Ek freaks. was heavy as Jesus freak. Ek het ewen toe daai millennial jaar gekom het, toe het ek my maale forceer dat ons dit by die kerk hou vir ingeval. Love it. Ja. Nee, so I was there. So ek was my belydeniskamp het ek baie ernstig opvat. Hulle was soos moenie self op fone vat nie, ek het nie. Jy weet, ek was daar en ek het alles ingeneem en als. Maar na dit, ewe skielik, toe begin ek drome kry. Nou ek was nie iemand as iemand vir my sê hoe die duiwel of demone of jy weet, die mense kry drome en hulle sê die duiwel jy weet 'n demoon het jou afgedruk in die bed of jy kon nie Mm, opstaan nie, jy weet mm. ek was al daai goed as ek soos jy weet my pa het gesê moenie daaraan kyk nie, moenie jouself daaraan steur nie, los net sulke goed uit. Maar Ja. dit het my laat voel of ek nie bang daarvoor was nie. Ek was net soos ag, okay. Jy weet mense sê sulke goed, maar wie weet, jy weet ek kan dit rarig ek het ook nie rarig actually gedink daaroor, dink daaroor, dis reël nie. Mm, En mm. toe begin ek hierdie drome kry en dis hierdie droom wat ek gekry het elke aand oor en oor en Wow. jy weet wat dat ek 'n drup geluid hoor en dan kyk ek op en dan word die hele dak vol bloed en die bloed drup so af en die Onse Vader word agterste voor gesê en hierdie donker entity beweeg stadig na my bed toe asof hy sy hand so op my bed sit en hy skuif jy weet sy hand so verby my voete op by my been op tot hy hier by my oor wil kom om iets te sê en dan het ek gewoonlik wakker geskrik. Hm. En daai drome het so erg geword dat ek begin slaap het langs my maale se bed. As hulle nie ek was al in hoërskool. Dan as ek Wow. naweke daaroor slaap,
van Pretoria af en my ma word wakker, dan trap sy op my want ek het nou langs haar bed kom lê want ek is te bang. Dit het so erg geraak dat ek na die pastoor toe moes gaan en hulle moes vir my bid en hy het vir my gesê ek moet Bybelversies teen my mure opsit en met die Bybel oop slaap en die lig aanslaap en goed. So ek kan nie vir jou sê ek het nie genoeg kennis. Ek ken mense wat al demone uitgedryf het. Ek weet sulke goed is reël. En al wat ek vir jou kan sê van my eie experience is I have been prone to have nightmares and that was not a nightmare. Ek gee nie om wat jy vir my sê nie, maar dit was nie 'n normale nagmerrie wat ek gekry het nie. Dis 'n heeltemal iets anderste wat jy mee werk daar. So as jy daai gevoel kry, dit is net 'n onbeskryflike gevoel. Ek kan nie vir jou sê hoe dit gevoel het nie, maar daai vrees en daai donkerheid van dit het my baie vinnig laat besef dit is reël en dit is nie iets waarvoor jy nie moet jy weet moet pas op nie. Moenie bang wees nie want God is groter. Maar don't take it lightly. Die duiwel is uit om jou te kry en goed, jy weet en net soos wat engele na ons kyk en goed, daar is lelike dinge wat jou ook dophou en goed. Jy weet en dit is hoekom dit belangrik is om jou verhouding met God te hê en kan dit discern. Jy weet soos 2 Timothy 1:7, it says for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. En dis my belangrikste versie wat ek met my dra want dit is die hele ding, dit kom alles met vrees. Enigiets wat jy vrees het of onsekerheid in jou identiteit moet jy weet, dit kom nie van die Here af nie. Want God sal nie sulke goed vir jou sê nie. Hy sal nie. Hy sal jou probeer beskerm, net soos wat 'n pa jou sal beskerm, maar jy weet wat jou pa vir jou sal sê en wat hy nie vir jou sal sê nie. En dis baie dieselfde met God, want God wil jou pa wees, maar hy wil ook jou vriend wees. Jy weet 'n beautiful storie wat ek het is, ek het die een dag nou onlangs ek het nou deur baie dinge gegaan, met my ma wat siek was en alles en ek het dit weer gesukkel en ek het, jy weet, rescue remedy, I went through a whole relapse with everything. En ek het toe na myself nou gesê, okay, nou moet ek moet myself nou weer by myself kry. En ek voel so sleg want my een tand se cavity het uitgeval en ek het hierdie skuldgevoelens van ek kyk nie na my tande nie. En is hierdie random gedagte en ek begin myself afbreek van my tande af na jy weet ek is sleg, dit trek so ver ek's 'n slegte ma en ek's dit en ek's dat en dit gaan so ver maar die begin het gekom oor my tande en my mond en ek moet by die tandarts uitkom en hoekom kom ek nie en jy weet dis ook nou my ADHD wat ook nou maar daarmee gaan en die duiwel is heavy lastig met my en hy val my identiteit al vir 'n paar dae aan en ek ry en ek het al hierdie gedagtes en ek kom by die petrolstasie en die persoon help my en die volgende oomblik toe ek klaar is, kyk hy vir my en hy sê vir my, "Ma'am, I just want to tell you, you have beautiful teeth." Wow. Ek is soos, "Pardon me?" Ja. Come again? So 'n Wow. spesifieke kompliment nie, jy Wow. lyk mooi of ietsie, maar jy het pragtige tande. Net terwyl ek daar sit en myself afkraak, hoe ek by die tandarts moet uitkom. En dit is Wow. net 'n reminder van God wat vir my gesê het, hoorie ek sien hoe spiral jy nou hier in jou kop. Ek hoor jou, ek sien jou, even iets so simpels as 'n tand wat jou pla. Jy weet kry ek 'n reassurance van daar af that you are being heard from the littlest thing to the most. Jy weet, Ja, explosive thing that can happen in your life. That is the en thing. ook Niks is te klein nie. ook in 'n ook in die oomblik wat ek ook daarvan kry is die sagheid wat hy jou aan herinner. It's like dis okay, it's almost again it's like the father to a daughter dynamic. Waar Exactly. net hy sis jou, dis okay en dis ook 'n halfe metaforiese ding van hoorie is I can't help but see it as like a creative thing as well. Dis like jy sing jou tande, ek sing alles. Ja, En nou is dit al wat jy moet weet, is okay, dag vir dag, ja. kyk wanneer jy die afspraak kan maak, maar vir nou is alles perfek. You know? Dit Dis is baie so. dis incredible. So ek Sure, het Shiri. baie sulke klein oomblikke ook wil ek net sê, hou aan dit vas. Moenie dink dit kom nie van God af nie, want dit kom van God af. Dis ook God wat met jou praat in prentjies en drome.
Mm, Practice in baie forme, don't limit God. And mm, just remember that God will talk to you specifically to your personality. Ek is mm, baie sensitief en ek het 'n quirky side en ek het 'n clumsy side en ek kan nie vir jou sê hoe baie speel hy met dit in my lewe nie en hoe gee hy vir my mhm. boodskappe en goed op daai spesifieke manier. Wat jy kan sien uit jou lief as 'n individuele persoon, as sy kind en Ja, jy en dit maak dit ook dat jy weet jy kan na hom toe kom wanneer jy bid en jy praat, wees net jouself en hy sal instaan, hy sal daar wees. sjoe, Cherie, in 'n opsomming, wie is Jesus vir jou? Tjoh, my koning, my vader, yes hoor, net my lig. Mm, Dis my alles, is rarig, dis ek. Ek kan nie sonder nie. Ek het al hoeveel keer gesien, ek kan nie. Ek is te swak. Ek het te veel foute. Daar is ja, net te veel goed. I just can't. Ek can't. As ek wil lewe totdat ek oud word, I'm gonna have to do it with Jesus or it's not gonna happen. So God is sjoe, lewe vir my. Dit is my source. En oor getuienis van hoe hy na my gekyk het. Jy weet wat ek jou vandag vertel het is druppel in die emmer. Ek kon nie vir jou alles vertel nie want ek sal te veel rondspring en ek weet ek het nou random goed ingegooi tussenin, maar dit was nee, dit was net perfek. om die gewig te sit van ek het regtig deur baie snaakse goed gegaan en baie verskillende situasies in my lewe en deur alles bly ek by dit. Is God is liefde en hy maak nie saak hoe moeilik dit is nie, moet net nie opgee nie. Ek het al baie amper opgegee en ek is so dankbaar ek het nie opgegee nie. Want as ek net vir een persoon my storie kan vertel en ek kan daai persoon help, then it was worth it. Mm, sjoe, Cherie, ek het trane in my oë. Jou testimony is, weer eens, dit dra 'n gewig wat sjoe, wat ek vertrou baie mense gaan hulle harte sal oop wees, hulle ore sal oop wees en verstaan dat hulle nie alleen is nie. Ek dink dit is die grootste ding wat ek ook leer deur hierdie journey is om te verstaan dat ja, almal is op hulle eie journey, maar as jy luister na die testimonies, daar's soveel cross parallels, daar's soveel goed wat ons in gemeen het en baie van wat jy gesê het vandag, joh, het baie loud met my ge-echo. Baie dankie. Dankie vir jou jou waarheid, jou trotsheid om van daai donkerte uit te gaan en die lig te sien. Ek dink om ook trots op jouself te wees want dit is wat God wil hê. Hy wil hê nou en dan is dit okay om jouself 'n high five te gee want jy het na my geluister and we did this together, kid, you know. Ja, nee, Um, ek dink veral as baie ek dankie. luister want ek kan nog hardkoppig wees. Ek kan nog steeds 'n rebelse persoonlikheid hê en 'n kind van God wees. Jy moet hom net dat Ja, God ja, dit weet jy saam wat met jou embrace. dit is wat ek ook leer is of course ken hy daai gedeeltes van ons. Hy ken ons wilheid. Hy ken ons alternative. Hy ken ons what we as our human minds want to define as cool and not cool. Like even things like that. He understands. En jou testimony het my net weer eens daaraan herinner. Baie baie dankie. So ek moet vir jou baie dankie sê. Dit was so 'n wonderlike geleentheid vir my om net te kan deel sodat as dit enigstens iets kan beteken vir enigiemand, sal dit my hart so bly maak en net om terug te kan gee en te sê hardop God is goed en te kan eerlik wees en te kan sê jy hoef nie perfek te wees nie en jy kan aanhou foute maak en jy kan aanhou 'n kind van God wees en in sy pad loop. Ja, ek stem 100% saam. Well done. Amazing. Dankie Sherry. Baie dankie. Dankie vir jou tyd en dankie aan die luisteraars. En onthou om te subscribe tot die channel Anna Wolf in the Cabin. Sherry, tot weer eens. Waar kan mense jou vind op social media? Op die oomblik is ek op Instagram is my handle ek is Land of Beloved. Okay. So, dit is waar ek my tekeninge en goed en dan hopelik soos wat die Here saam met my loop ons sal nou maar sien hoe wanneer is dit my tyd sal ek ook 'n bietjie musiekies en goed kan begin deel en so aan maar ek is ook altyd as iemand vandag
iets gehoor het wat ek gesê het of iemand wil iets met my gesels, asseblief stuur vir my 'n boodskap. Ek is daar. Iemand wil hê ek moet vir hulle bid, asseblief stuur vir my 'n boodskap.